Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Dit is so wonderlik dat ons hier aan die einde van die jaar net 'n bietjie kan tyd maak. Die pas kan markeer om ons oë so bietjie op te lig, weg van die wêreld en sy dinge en te fokus op die koms van Jesus na die aarde. Dis wat ons tydens Advent doen, waar ons onsself reg kry en opgewonde raak oor die feesvieringe van Christus se koms na die aarde. Dis net te groot om dit in een dag op Kersdag alles in te prop. God ons Vader, die almagtige Skepper en ons Vader van Jesus, kom groet jou nou en sê, welkom hier. Hier is vir jou hope en hope genade en oorgenoeg vrede. Hierdie is nou heilige grond. Nie net hier waar ek staan nie, maar ook daar waar jy sit of staan. Hoekom? Want God is daar. En onthou, heilig beteken afgesonder. Jy is nou afgesonder vir God. En ek hoop dat God se woorde nou duidelik op jou ore en op jou hart sal resoneer en dat dit jou sal beweeg om anders in die wêreld daar buite te gaan leef. Nou verlede week by die eerste Advent het ons stilgestaan by Jesaja wat vir die volk van God die goeie nuus gebring het, wat gesê het dat die verlossing om die draai is en hulle sal gered word uit die hande van die vyand, daar uit Babylonië. Maar dit was nie net 'n korttermyn oplossing nie. Dit was 'n langtermyn reddingsplan wat daar begin het en dit was 'n voorspelling op Jesus wat op pad was. Ons het net weer gesien hoeveel passie God vir sy mense het en dat sy hart net omgee pomp. Hy kan eintlik nie anders as om alles, selfs die lewe van sy eie seun op te offer, sodat ons en hulle nie hoef te sterf vir die straf van ons eie sondes nie. Ons het geleer van Jesus wat op pad was en die skaapwagter gaan wees, wat ja, die 99 sal los om die een skaap te gaan haal, om die lammetjies wat eintlik dood moes gewees het, te gaan red, sodat hulle in hom kan lewe. En dis natuurlik ons skaapwagter ook. Verlede week het ons gesien dat ons in hierdie bevoorregte posisie is en dat ons ook uit hierdie bevoorregte posisie moet doen. Ons moet die pad vir die Here voorberei. Ons moet glo en ons moet gaan vertel. Ek hoop dat jy hierdie afgelope week jou call to action gedoen het. Ek hoop regtig dat jy erns maak met elke dag om by die Here uit te kom en dat jy sal neerskryf waar jy hom ervaar het. Ek hoop dat jy iemand wat swaar kry bemoedig het. Nou vandag stap ons verder op die pad na Christus, na die Christusfees toe. Ons gaan so 'n bietjie meer lig werp en ja, die pun was intended, want vandag gaan dit oor die lig wat skyn. Dit is geen onbekende stuk wat ons vandag gaan lees hier aan die begin van Johannes nie, want daar kom vir ons aankondig dat die woord wel die lig opgedaag het. Vandag gaan ons egter 'n paar ander vrae vra vir die teks, sodat ons mooi kan verstaan wie die lig is wat op ons pad kom en wat ons natuurlik ook te doen staan. Dit is verseker vir sommige mense snaaks dat ek elke keer vra, so wat nou? Wat beteken dit nou vir my? Hoe beïnvloed dit my lewe? Hoe moet ek dan nou
anders daar buite gaan lewe. Want as iets anders nie gebeur na hierdie woord nie, en die boodskap nie veel beteken nie, is dit net 'n mors van tyd. Daarom dat ek elke keer gaan afsluit met 'n paar uitdagings, 'n paar wenke vir jou om te gaan doen, so 'n call to action. Mag God se woord vandag direk in jou lewe se hart skyn. Kom ons raak rustig en luister na die woord van God. Ons almagtige Vader, Jesus Christus, ons Verlosser, die Heilige Gees wat in ons woon, ons is dankbaar. Nee, ons is oorstelp van vrede en vreugde, omdat daar 'n plan was om 'n Verlosser na die aarde te stuur, om lig vir ons te maak in hierdie donker wêreld. Hoe sê 'n mens dankie vir die lig? Seker net om die lig te kan weerkaats in die wêreld. O Gees van God, maak ons harte stil. Laat ons rustig asemhaal en fokus op U stem in ons hart. Vra Here, vergewe die bedienaar van die woord en ons almal se sondes. Amen. Johannes 1. Die woord, deur wie ons God leer ken, was reg aan die begin reeds daar. Die woord was by God, en die woord was God. Voor enigiets nog gemaak was Jesus al by God. Hy het alles in die skepping gemaak. Niks het op 'n ander manier ontstaan nie. Hy het alles gemaak. Jesus het ook lewe aan die skepping gegee. Omdat Jesus mense lewe gegee het, kon hulle die regte besluite neem, soos iemand wat 'n lig het om in die donker mee te loop. Mense wat reg lewe, het soos 'n helder lig in die donker, sondige wêreld ingeskyn. Hierdie donker wêreld wou niks met hulle te doen hê nie, maar kon hulle ook nie keer nie. Johannes het ook op die toneel verskyn. God het hom gestuur om vir almal te kom vertel van Jesus, wat soos 'n helder lig in die donker kom skyn het. Sy sterk boodskap oor die lig moes mense oortuig om in die lig te glo. Hy self was nie die lig nie. Hy het maar net aan die mense kom vertel waar om die lig te kry. Jesus, die ware goddelike lig, was op pad na die wêreld toe. Hierdie lig se strale sou op die mense in hierdie wêreld val. Daar onder die gewone mense van hierdie wêreld sou die lig kom skyn. Hy self het mos die wêreld gemaak.
Wanneer 'n mens groot geword het met die kinderbybel, dan lees jou ouers altyd vir jou eers hier uit die Ou Testament. So ons elkeen het, dan kry dan 'n gunsteling daar uit die Ou Testament. Dit is Abraham of Isak of een van die profete. Nou vir my was dit natuurlik Samson met Dawid en Goliat sterk so in die tweede plek. Dis eers wanneer ons by die Nuwe Testament uitkom, wat ons te hore kom van Jesus, die Verlosser. En dan begin hy die helde van die Ou Testament so een vir een verbysteek, om op die ou end die hoof, die eerste plek in te neem vir ons lys van helde in die Bybel. Maar eintlik was Jesus nog voor die Ou Testamentiese helde alreeds daar. Nou Johannes help ons baie mooi om te verstaan dat Jesus nie vir die eerste keer op die kaarte kom daar in Bethlehem nie, maar dat hy wel nog voor die skepping alreeds daar was. Hy sê nog voor enigiets gemaak is, was Jesus al daar. Jesus was deel van die hele skepingsproses. Nou een van die slim manne sê dat God was die argitek, en Jesus was die bouer, en die Heilige Gees is 'n soort van die handyman wat alles in stand hou. En wat was die eerste ding wat geskep is? Lig. Alles was donker en jy kon nie sien nie. Eers toe die lig aangeskakel is daar lig gewerp op hierdie donker massa. En toe kon daar eers hierdie watermassa gesien word. En God gaan voort met die skepingsproses om die see en die aarde te skei, en die velde en die diere te maak, en die bome, en op die ou end die mens te skep. Maar lig was eers nodig. Nou Johannes noem Jesus die woord. Dis nie net woorde wat God sê nie, maar Jesus is ook die een waardeur God praat, waardeur hy skep, waardeur hy red en homself openbaar. Jesus was so te sê die Bybel vir die mense. Jesus was die ensiklopedie wat die hele verhaal van God vertel het, van die skepping tot by die ewige lewe. Hierdie woord was op pad, en dit was Johannes die doper, nie Johannes wat die skryfwerk gedoen het nie, wat vir Jesus die pad kom voorberei het. Amper soos 'n bemarkingsveldtog op Facebook of Instagram, wat aankondig dat daar volgende jaar hierdie bekende band kom, U2, dis amper so 'n aankondiging wat Johannes die doper kom doen. Hy sê, julle, hier is groot dinge aan die gebeur. Hier is iemand op pad wat hierdie hele wêreld gaan omdop. Julle gaan anders wees. Bespreek julle kaartjies nou, want die stadions gaan uitverkoop word. Iemand is op pad om die appelkar te kom omdop en aan elkeen verlossing te kom aanbied. En wat noem Johannes vir die persoon wat op pad is? Die lig. Die goddelike lig is op pad en die strale sal op die mense in die wêreld val. En wat doen die lig? Wat doen lig as ons 'n kers aansteek? Die duisternis word verdryf. Dit jaag die donkerte op 'n hoop. Sodra jy 'n kers aansteek, dan trek die donker weg en dan sien jy dinge raak wat jy nie voorheen gesien het nie. Hier waar ons op my familie se plaas Bronaar hier in die pragtige koue Bokkeveld kamp en die maan is skyn nie, kan 'n mens dit redelik donker word daar waar ons onder die akkerbome staan. As jy dan in die nag in Draaimoed gaan stap, het jy verseker iets nodig om vir jou lig te maak, sodat die donker sy loop kan kry en jy mooi duidelik kan sien. Jy kan sien waar is 'n klip waar jy dalk jou voet sou gestamp het. Jy weet waar is 'n gevaarte wat dalk wegseil en jy nie daai paadjie moet stap nie. Dis wat Jesus kom doen het. En dit
het begin in Bethlehem, waar hy gebore is. Dit was die doel, om lig te kom wees, om vir die mense te kom wys waar hulle in mekaar en in hulle self vasloop, omdat hulle in die donker stap. Die mense het gedink, dis maar hoe dit moet wees, dit is maar so gesukkel. Maar Jesus het anders kom wys. Johannes sê vir ons, die lig skyn in die donkerte, en die donkerte kan nie dit uitdoof nie. Jesus se lig skyn nie net waar dit maklik is nie. Hy kom juis daar waar dit donker is en bring lig. Dis die lig wat maak dat ons nie hoef bang te wees vir die donkerte nie. Die donkerte probeer dit altyd wegdruk of wegsteek, maar dit kan nie wen nie. Die lig van Jesus is sterker. En elke keer as jy hoop kry waar jy gedink het is verby, elke keer as jy vrede voel te midde van chaos, dan skyn daar die lig in jou. En dit beteken dat ek nie hoef bang te wees vir die donker tye in my lewe nie. Ek hoef nie meer weg te kruip vir my gebrokenheid of skaam te wees oor my seer nie. Want selfs daar, juis daar, skyn die lig. Wanneer ek voel dis te donker om my, om nog te glo, is dit presies waar Jesus sy lig kom skyn. En sy lig is nie 'n flitslig wat net vir 'n oomblik yonder skyn nie. Dis 'n konstante teenwoordigheid wat my herinner, ek is nooit alleen nie, en ek sal nie verlore raak nie. Hierdie lig bring my weer tot rus, en dit gee my moed om aan te hou stap, want ek weet, dalk probeer ek hard, maar ek weet, ek kan nooit alleen wen nie. Nou ek het net nou gesê dat Jesus vir ons van God vertel het. Hy het ons kom wys wie God is. Wanneer Jesus praat, hoor ons die stem van God. Wanneer Jesus mense aanraak, sien ons God se hart. Dit lig ons op. Hy wys vir ons hoe God werklik lyk. En dis vol genade en waarheid. En hy's nie ongenaakbaar nie, maar hy's naby, hy's hier, hy's warm. En daarom kan ek weet hoe God oor my voel. En weet jy wat? Dis liefdevol, dis vol genade. En dis vir my een van die mooi waarhede van hierdie hele evangelie van Johannes. Want dit beteken dat ons nooit meer hoef te raai wie God is, of hoe hy oor my voel nie. Jesus wys dit vir ons. Wanneer Jesus iemand vergewe, wat almal anders veroordeel, sien ons God, wat nie daarop uit is om te straf nie, maar om te herstel. Wanneer Jesus 'n melaatse mens aanraak, wat niemand wou aanraak nie, wat hulle weggejaag het, sien ons 'n God, wat nie bang is vir ons veiligheid nie, maar bereid is om dit self te dra. Wanneer Jesus saam met sondaars eet, sien ons 'n God wat mense innooi, eerder as om hulle uit te sluit. En wanneer hy aan die kruis hang, sien ons die volle prentjie van God se hart. Liefde, wat eerder sal ly as om te verloor. Jesus bring vir God naby en hy skyn die lig op God. En daarom hoef ons nie meer in die duister te wees oor wie God is nie. Jesus wys dat God nie net as 'n idee of 'n ver weg regerende mag is nie, maar as 'n teenwoordige wat vir ons lief is, wat ons kan voel en ervaar. Hy praat met mense hier op die grond, nie net met engele daarbo in die hemel nie. Dis hoekom Johannes sê, Jesus is vol genade en vol waarheid. Genade wat ons nader trek en waarheid wat ons vry maak. Johannes wil hê, ons moet verstaan dat Jesus nie net oor God praat nie. Hy is God se boodskap in menslike vorm. Wat God nog altyd wou sê, word nou sigbaar en hoorbaar en tasbaar.
Jesus is nie net 'n profeet wat namens God kom praat nie. Hy is die selfofferende selfopenbaring van God. As jy dalk wil weet hoe praat God, hoe kyk hy na mense, of hoe sy hande voel wanneer hy aanraak, kyk na Jesus. In hom kry jy die onsigbare God, kan nie hom raak sien. Vir baie mense is God vaag en verstaan ons nie, maar wanneer jy agter Jesus aanstap, dan sien jy hoe God is en hoe God oor sondaars voel. Jesus is God se liefde in menseklere, sy karakter in aksie. So word sy woord vlees en word dit 'n stem wat uit die hemel uitpraat, 'n stemtoon in ons eie taal wat ons kan verstaan. En dis waarom Johannes ook sê, die lig het gekom. Want as ons na Jesus kyk, sien ons nie meer 'n koue of 'n onbereikbare God nie, maar 'n Vader wat luister. En ons weet, hy is hier, hy is by jou. Maar Jesus kom skyn nie net sy lig nie, hy kom roep ons ook op. Wanneer ons hom volg, word sy lig deel van ons. Ons dra dit saam met ons in ons huise, in ons werke, in ons verhoudings, in oral waar donkerte is. Die lig van Christus verander nie net vir ons nie, maar verander alles waarby ons betrokke is. In klein daadjies van liefde, in elke woord van vergifnis. Daar in 'n oomblik waar ons hoop uitspreek, word sy lig geweerspieël deur ons. En so word ons sy ligdraers in hierdie donker wêreld. So wanneer Jesus sê, wie my volg, sal nooit in duisternis leef nie, bedoel dit nie dat ons nooit 'n donker tye sal ervaar nie. Hy bedoel dat ons nooit weer in ons donker tye alleen hoef te wees nie. Want sy lig woon hier binne ons. Dis nie net iets wat oor ons skyn van buite af nie. Dis iets wat in ons aan die brand bly, selfs wanneer alles rondom ons donker voel. Soos 'n kers in die nag, gee sy teenwoordigheid warmte. En dit wys vir ons die hele pad. En wanneer ons hierdie lig dra, raak dit aan alles en almal rondom ons. Dit verander hoe ons kyk, praat en optree. 'n Mens wat in die lig leef, raak lig verander. Sonder dat ons dit eers probeer. Elkeen met wie jy in aanraking kom, wie jy optel, daar waar jy vrede kies, daar waar jy hoop gee, orals daar is ons die lig. Weerkaats ons Jesus se lig in ons. Jesus skyn deur gewone mense, deur my en jou, sodat die wêreld kan sien dat daar steeds lig is, dat daar steeds lewe is, en dat God nog nie klaar is met ons nie. Om lig te wees beteken om Jesus se teenwoordigheid te dra in 'n wêreld wat soms donker en hard is. En jy hoef nie groot platforms of 'n perfekte lewe te hê nie. Net 'n oop hart. Wees lig in die klein dingetjies, in sagte woord, waar iemand net kritiek verwag. 'n bietjie geduld in 'n lang ry. 'n luisterende oor vir iemand wat moeg is om sterk te wees. Dis wanneer jy ander met respek en vriendelikheid hanteer, selfs al gee dit nie terug nie, dan is jy lig. Elke keer wat jy kies om anders te reageer as die wêreld dit sou verwag, met genade in plaas van oordeel, met vrede in plaas van spanning, laat jy iets van God se lig deur jou leef. Lig wees beteken om moed te hê, om getrou te bly aan wat reg is, selfs al kos dit duur. Soms beteken dit om stil te bly, wanneer woorde net seer sal maak. Ander kere om op te staan vir iemand wat hulle self nie kan help nie.
die lig van Christus brand nie net vir jouself nie. Dit is daar om die pad vir ander te wys. As jy elke dag opstaan met die gebed, Here, laat U lig vandag deur my lewe skyn, dan gebruik God jou lewe soos hierdie kerse, wat sy liefde wys selfs in die donkerste hoeke, waar ander mense dit so nodig het. Voordat die sterre al glans gekry het, voor die son se eerste lig geskyn het, was U daar, woord van lewe. Deur U hand het alles begin, toe U praat het donker gewyk. Die aarde het asem gekry, en elke straal het saggies gefluister, die lig van die wêreld is hier. Jesus, U is lig, U breek deur elke nag. Geen donker kan U stil maak nie, geen skade U lig verlaag. Jesus, skyn in my, laat U lig deur my leef, dat die wêreld kan sien. U liefde gee steeds lig. U het gekom waar mense seer is, waar hoop lank klas gevind is. U het oë vol genade, U raak aan en herstel. Wanneer ek twyfel, bly U naby. U bring vrede in my stryd. My siel onthou wat U gesê het, ek is lig, moenie bang wees nie. Jesus, U is lig, U breek deur elke nag. Geen donker kan U stil maak nie, geen skade U lig verlaag. Jesus, skyn in my, laat U lig deur my leef, dat die wêreld kan sien. U liefde gee steeds lig. Nou brand die lig in my hart, U laat my sien deur U oë. Waar daar haat is, plant ek vrede. Waar het koud is, bring ek lig. U roep my om 'n kerslig te wees, 'n vonk van hoop in elke straat, sodat mense in hul donker iets van die lig kan raak. Skyn deur my woorde, skyn deur my dade, laat die lig in my bly brand, laat die liefde vloei. Deur klein gebare, maak my lig in U hand. Jesus, U is lig, U breek deur elke nag. Geen donker kan U stil maak nie, geen skade U lig verlaag. Jesus, skyn in my, Jesus, skyn in my, laat U lig deur my leef, dat die wêreld kan sien. Ek het gesê dat ons met Advent so 'n paar idees gaan gee, so 'n call to action. Hier's 'n paar. Dra lig waar jy loop. Kies elke dag om lig te wees vir iemand anders, met 'n glimlag of 'n mooi woord, of 'n eenvoudige gebaar. Jou klein dade van liefde kan 'n groot verskil maak, as wat jy ooit sal dink dit kan doen. Laat God se lig in jou hart skyn. Neem elke dag 'n paar minute om stil te raak en vir God te vra om sy lig in die donker hoekies te wees. Dis eers wanneer sy lig jou vul, dat jy natuurlik na ander dit kan oordra. Word lig vir ander se pad. En dan dink aan een persoon wat swaar kry en wys vir hulle iets van Jesus se lig, met tyd of aandag of gebed. Wanneer jy dit doen, raak jy deel van God se plan, om hoop weer
aan te steek in hierdie donkere wêreld. Mag die genade van God en die liefde van Jesus en die nabyheid van die Gees by jou wees, waar jy sy lig in hierdie wêreld gaan wees. Amen. Jesus, skyn in my. Jesus, skyn in my. Laat U lig deur my lief, dat die wêreld kan sien. U liefde gees dit lig. Jesus, U breek deur elke nag. Elke duister maak nie. Geen skade U lig verlaat. Jesus, skyn in my. Jesus, skyn in my. Laat U lig deur my lief, dat die wêreld kan sien.